Die laaste reeltjie wat ons gesing het, laat die liefde my bestraal. Jy weet, as jy gaan vir kanker, dan gaan jy vir bestraling. En die bestraling van die kanker weg. Nou hierdie laaste woorde, laat die liefde my bestraal. Het is uiteindelik so mooi dat ons weet dat sy liefde brand alles weg wat nie van hom af is nie. Dis van hy bestraal is vir my so mooi. Ok. Ok. Wat doen? Baie welkom aan elkeen van die vanmôre weer hier. En ook julle wat ingeskakel is. Daar waar ons is vanmôre. Waar julle is in die boodskap luister, mag Abba Vader julle seën in alles wat hier gesê word. Kom ons bid net weer saam. Dankie Vader dat ons vanmôre in die teenwoordigheid van die Allerhoogste kan staan. Dankie dat ons vanmôre in die begin van hierdie nuwe seisoen, hierdie jaar, kan begin in U naam. En alles wat U geskaap het, alles wat U gedoen het en gegee het, was vir ons. En ons eer U daarvoor. Mag hierdie woord vanmôre deursny deur murg en been. Mag hierdie woord vanmôre ingesuiwer en ingesink en ingetrek en opgeneem word deur ons geesmens wanneer U met ons praat sodat daar lewe kan voorkom. En ons dankie daarvoor. Dat die saad wat vanmôre val op goeie grond sal val. Sodat dit sal groei tot eer van die naam. Amen. Esegiel 37 is seker een van die meeste geleese en preke wat daar gesê is, maar het iets dieps wat Abba Vader vir my gegee het om vanmôre net weer vir julle te bring, en dis vir hierdie gemeente wat ons vanmôre daaroor gaan kom praat. Vers 1. En luister mooi, al die woorde, gaan daar klem lê op sekere woorde en sekere frases wat hier gegee word. Die hand van Jahwe, van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here, van Jahwe. As dit Here is, Jahwe is maar die Hebreëus, is niks snaaks nie, die Hebreëse naam vir Here en vir God, so as ek dit sê, is niks snaaks nie, het my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. En toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, en luister mooi wat staan hierso in vers 4. Daarop sê Jahwe vir my. En dit is wat ek gaan inbring in die preek. En wat sê God, wat sê vir my in jou vandag? En hy kom en hy sê vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Jahwe, net U weet dit. En ons gaan nou kyk, wat beteken daai, net U, of U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorpbene, hoor die woord van die Here. So spreek Jahwe tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek Jahwe is. Toe het ek geprofeteer soos wat my beveel was. As jy dalk 'n pen by jou het, onderstreep daai gedeelte in jou Bybel. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Baie belangrik, nie uit jou eie uit nie. Hier het Esegiel kom praat dit wat Abba Vader vir hom gesê het. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n gedruis en kyk 'n beroering.
en die bene het nader gekom, elke been na sy been. En toe kyk ek, en daar was senings op hulle, en daar het vlees opgekom, en die vel was bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek Jahwe, kom aan uit 4 windstreke uit, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle ingekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Nou, ek gaan net tot so ver lees. Almal van ons ken hierdie stuk. En almal van ons weet wat dit ook naastebei beteken. Maar aan die begin wil ek vanmôre sê dat hier sit mense, hier luister mense, hier is mense wat droë bene in jou lewe het. Daai droë bene is 'n doodsheid dalk in jou huwelik, siekte in jou huwelik, of in jou lewe bedoel ek, probleme in jou werksomstandighede, probleme, doodsbeendere in jou kinders se huwelike, in die kleinkinders se lewens, daar's doodsbeendere in ons. En ons het die afgelope paar dae die week, het ons baie gepraat oor 'n nuwe seisoen, nuwe dinge wat gaan gebeur. Nou doodsbeendere sê, daar's dood wat alreeds plaasgevind het. Nou ons gaan 'n paar goed deurgaan vanmôre en gaan kyk, wat beteken al hierdie dinge, en wat is dit wat ek en jy moet doen? Nou hierdie prentjie in Jesegiel 37 begin deur te sê, die hand van Jahwe was op my. En dis waar ek en jy moet begin. En dis waar ons moet begin in hierdie jaar. Na wie kyk jy? Na wie, waarop is jou oog gerig? Is jou oog gerig op jou doodsbeendere, op jou probleme waarin jy sit, of is jou oog gerig op die ene wat alles kan doen? Hy sê, die hand van Jahwe was op my. Die woordjie hand is die simboliek van krag, maar ook van rigtingwyser. Met ander woorde, dit is die hand wat jou vorentoe laat beweeg. Jy sien, dit is hoekom ons baie keer Hebreëus gebruik in hierdie goed, want dit breek dit so oop. Dit verduidelik vir jou wat dit is. Dit verduidelik vir jou wat beteken elke woord. Wat beteken dit wanneer die hand van God op jou is? Daai rigtingwyser, dis amper soos die hand wat God wys en sê, kom, ek wil vir jou iets wys. Dis die hand wat vir jou sê, gaan. Dis die hand wat vir jou sê, kom hierso, ek wil vir jou iets wys. Die hand van God is op jou lewe. En jy kan dit maar vanmôre sê, daar waar jy sit en luister, sê, die hand van God is op my. Nou ek wil nou vir jou sê, jy kan baie keer as jy 'n kind vat op die kop, en jy druk hom so, het jy al gesien hoe lank word 'n kind se nek? Want sy liggaam wil so toe gaan, hou jy sy kop vas. En daarom is ek en jy ook baie so. Ons kom ook baie dan wil ons uit die hand van Abba Vader uitbeweeg. Maar hy sê, sy hand het jou vasgevat. Hoekom is dit die kop? Dis waar alles begin. Sy krag lê op jou kop. En sy krag sê vir jou, sy hand sê vir jou, ek gaan deurvloei. Dis my kontakpunt wat ek het wanneer my hand op jou brein is. En dan gaan jou hele liggaam deurbeweeg met dit. En dan sê Jesegiel, hy het my uitgebring deur die gees van Jahwe en my neergesit in 'n laagte en daar was vol bene, droë beendere. Nou as ons self gou in hierdie prentjie insit, sien jy hierdie vallei waarin jy staan. Nou jy sien vanmôre jou eie vallei.
Jy sien vanmôre jou eie droombene, jou eie situasie, jou eie dilemma waarin jy is. Maak nie saak of dit finansiëel is, en of dit geestelik is, en of dit met kinders is, familie is, jy kyk na jou droombeenere. Dalk is jy droog. Dalk kyk jy na jouself vandag en jy sê, ek kyk na hierdie droombeenere, en ons gaan nou sien, hoe werk hierdie saak saam? Hy kom en hy sê vir jou, al wat jy kan sien is net droombene in die vallei. Die woord sê, hy was in die gees. So hy was in die gees toe hy kom staan. Dit is asof Abba Vader vir hom sê, ek wil jou gaan iets wys, dan neem hy hom na hierdie vallei toe. En hy sê vir hom, hy sê in vers 2, dit was 'n oop vallei. Nou die woord oop beteken van aangesig tot aangesig te wees. Face your giant. Ek kom in 'n probleem van aangesig tot aangesig in my probleem, van my situasie. En 'n vallei beteken ook 'n oop vlakte, om verdeel te wees, om oopgeskeur te wees, om in stukke gebreek te wees. Luister mooi wat hierso gesê word nou. Ek gaan net die hele stukkie weer vir julle sê, dan gaan ek dit lees, wat jy sien, wat ons lees in die vallei wat hy sê. Hy kom en hy sê die vallei beteken om verdeel te wees. Julle het hom gehoor? Om oopgeskeur te wees. Om in stukke gebreek te wees. Hoekom? Hier kom hy nou, gereed om iets nuuts voor te bring. Jou huwelik lê in stukke, geskeur. Jou kinders is dalk in stukke geskeur. Jou situasie, jou finansies is stukkend in stukke geskeur. Dan kom hy en sê vir jou, hierdie goed lê gereed om iets nuuts voor te bring. Met ander woorde, dit staan op 'n punt om iets nuuts te laat gebore word, of gebore te laat word. Dan kom Jesegiel en hy sê vir Abba Vader, hy sê Abba Vader het hom geneem en om by hierdie gesig verby te gaan. Jy sien, die belangrikste ding is twee goed wat hier gebeur in my en jou lewe, wat die heeltyd gesê word. Dis God en mens. Hy kom en hy sê, ek sal jou gaan wys, maar ek wil vir jou iets wonderliks wys, wat gaan ek doen, maar ek gaan jou gebruik. Ek en jy was nie daar gewees by die skepping nie. Hy het dit self gedoen. Maar hier kom en hy sê, ek gaan vir jou wys, wat ek deur jou gaan maak, sodat die ander dit kan sien. En hoor mooi vanmôre, elkeen wat hierdie woord luister. Ons bid en ons sê, Vader, laat die goed gebeur. En hy sê, ek soek net iemand om te gebruik. Nou is jy dalk die persoon, wat vanmôre hier sit, wat hy sê, ek wil jou gebruik, om my krag te kan bewys aan die mense. Ons het laas week gesien, jy is baie spesiaal. En hier kom Abba Vader weer en hy sê, ek wil vir jou gebruik vanmôre om iets te kom wys vir die mense. Maar daar wag iets wat moet gebeur. En ek gaan jou wys wat die rede is dat hierdie bene opgehou lewe het. En hoekom hulle droog is. En hoekom hulle dood is. Sien julle? Net dit. Hoekom is jou bene droog? Julle weet nou as ek hier praat, jou bene, ek praat nie van jou bene wat jy afgeëet het in die bord nie. Ek praat van jou situasie, wat hy hierso sê. Hoekom is jou situasie soos wat dit is? So Abba Vader kom wys vir Jesegiel wat ek gaan maak, maar hy kom wys ook hoekom lyk dit so? Wat was die oorsaak dat dit so geword het?
Droog beteken om skaam te wees, omdat jy gefaal het. Dit beteken om verward te wees, teleurgestel te wees, en vol seer en woede. En die bene is besig om weg te verweer as gevolg hiervan. Het julle die goed gehoor? Jy sit dalk miskien en jy kan jou assosieer met dit, ek is verward. Ek is teleurgesteld. Ek is vol seer en vol woede. Kan julle sien wat dit is, wat die oorsaak is, wat bene laat droog word, wat situasies laat droog word. Dis nie net die fisiese prentjie van droogheid van bene nie, maar dis ook die prentjie wat Abba Vader teken, dat daar 'n jammer gevoel is, as gevolg van hierdie verwarring. As gevolg van hierdie teleurstelling, wat hulle gehad het. Ons bid baie en ons vra, Vader, wat is die oorsaak van dit wat gebeur het? En ek dink as ons hierdie baie mooi gaan sien, dan kan ons vanmôre kom en 'n vinger kom druk op oorsake. En ek wil vanmôre sommer dit ingooi. Hou op om Jahwe te blameer vir jou moeilikheid. Amen. Hou op om te sê, hoekom het hy dit gedoen? Weet julle wat? Hy het vir jou bestem vir goedheid en guns. Amen. Is jy wat verkeerde besluite geneem het? Is jy wat dalk buite sy weë gewees het? Weet ek trap dalk op tone, maar hy is soewerein. Hy is 'n God wat nie kan lieg nie, wat nie kan foute maak nie. Daarom sê hy dit vanmôre vir ons. Hy sê dit is hoekom dit verweer het as gevolg van dit. Dit is nie net die fisiese prentjie van die droogheid van bene nie, maar die prentjie wat Abba Vader ook toon van die jammergevoel rondom dit. Nou ons weet almal dat bene die struktuur is. Nou as jy na jou liggaam kyk, is daar bene diep binne in jou, die struktuur van die liggaam. Ons het verlede week ook so geraak daaraan, né? Maar met ander woorde, hy sê Jesegiel, daar lê die struktuur van die liggaam. Omdat hy die struktuur is, beteken hy nog niks. Daar is die struktuur. Dis die struktuur wat droog is. As jy agterkom, ek praat so 'n bietjie vanmôre in frases, dat ek kan begin besef, wat sê die Vader vir my vanmôre, vir my en jou? Ons weet as jy huis bou, en jy bou die fondasie nie goed nie, het jy 'n probleem. Jy kan 'n swak fondasie bou, lê en bou, en dan kan jy daarvan af met goud en silwer en diamante bou. Hy gaan uitmekaar uitval, want die fondasie is nie reg nie. En daarom kom kyk en hy kom sê hierso, daar lê die struktuur. Die struktuur stikkend is as gevolg van teleurgesteldheid, van woede, van verwarring. Klink dit bekend? Dat ek baie keer sê, ek het pyn en ek het seer binne tot in my kor, tot in my been pyn dit. Jy weet jy, as jou bene begin ingee, dan begin jou hele liggaam ingee. As die struktuur begin ingee. Nou wie is die liggaam van Yeshua? Is dit nie ek en jy nie? Die liggaam van Yeshua is die kerk. Is die plek wat hy is besig om vir ons 'n boodskap hier te gee. Hy is besig om vir jou te sê, wat is besig om hier te gebeur binne in hierdie stuk wat ons gelees het vanmôre. Want hy sê hierdie struktuur het weggekwyn weens verskeie redes. Het hierdie struktuur net weggekwyn.
Dan gaan hy bietjie verder en hy sê dit, en ek gaan dit in Engels sê, it is the strength that of the structure of the body. Dis die sterkte van die struktuur van die liggaam. Maar hulle wat dink krag lê in getalle. Jy sien, ons is nou besig om in die kerk, van die kerk. Krag lê nie in getalle nie. Dit maak nie saak of hier so 10.000 mense sit nie. Dis nie waar die krag lê nie. En hy gaan dit verlig, hy sê, die sterkte lê in die hoeveelheid lidmate in die liggaam, het jy dit gehoor, dat baie mense sê dit, 'n liggaam wat dink sy sterkte lê in die getal lidmate van die liggaam, 'n aantal koppe in die kerk het 'n probleem, dis nie waar die sterkte lê nie. Baie kerke lyk dit so, pragtig, uitgepak, alles is reg, alles is reg. Kom ons sê, van die musiek af, van die pastoor af, alles, tot by die werker en alles is reg, maar daar is geen gees nie. Die struktuur lyk mooi, op papier is alles reg, maar daar is geen gees nie. En dis wat hy vir ons hierso wil kom wys, dit maak nie saak hoeveel koppe is dit nie. Dit maak nie saak na die diens hoeveel geld het hulle getel nie. Dit beteken 0, 0, 0, 0. Dis hoe ons kerke lyk. Dis baie keer hoe my huwelik lyk. Dis baie keer hoe die besighede lyk. Alles is in plek, maar en dis wat hy vir ons wil kom vertel hierso. So as die eerste 2 versies bymekaar gesit word, hoor wat sê Abba Vader vir Jesegiel van aangesig tot aangesig, wat hy ombring na die struktuur van die liggaam toe geskei is, en die stukke gebreek het as gevolg van verwarring, van teleurstelling, van woede en hartseer. En hulle dink, die sterkte lê in getalle. Dis wat Abba Vader net vinnig vir Jesegiel kom wys. En dan gaan ons na vers 3 toe van Jesegiel 37, en Abba Vader sê vir hom, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Dit is baie interessante ding. Dink jy, hulle kan lewe, Jesegiel? Dink jy, hierdie situasie? Weet julle wat? Ek kan maar uit dat daar baie berading gedoen, dan sit ons, dan kyk ons na huwelik, en dan sê ons, ek weet nie. Ek sien nie hierdie ding gaan werk nie. Ek sien nie drukbene. Weet jy dan is jy nog so besig om te bid en besig om iets te doen, dan het jy niks gedoen nie. Dan kom die Gees, en dit gaan ons nou sien. Die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees kom in. En dan ewe skielik, zip, gebeur iets in hierdie huwelik. Hy so vra, mensekind, dink jy hierdie bene kan lewendig word? Hoeveel keer het ek en jy so gevoel in my besigheid, in my huwelik, in my kinders? Hoeveel keer het ons na situasies gekyk, na die skole? Hoeveel keer het ons na Port Nolloth gekyk en gesê, is 'n hopelose saak hierdie? Nou dalk vra Abba Vader vandag vir jou, dink jy hierdie bene kan lewe? As ek die vraag vanmôre vir jou vra, aan die begin van hierdie jaar, jy het gekom uit 'n ou jaar uit, 2025 uit, met droë dor bene. En ek kom vra vanmôre vir jou, gaan 'n bietjie terug na 2025 toe. Want daar het nog nie 'n wonderwerk gebeur nie. En hy vra vir jou, dink jy, dit kan lewe? As jy na die woord lewe kyk, is dit iets wat herleef moet word, wat herstel moet word vir lewe. En dit beteken om te leef in die belofte met 'n doel, om op te staan en verlos te word, om weer heel gemaak te word. Dis mooi, né? Dink jy dit gaan lewe? Ja, hier is iets wat moet herlewe, wat opgerig moet word, wat lewe in moet kry, wat weer 'n doel gaan dien. Dalk voel jy so vanmôre oor jouself. Ek het nie meer hoop vir my nie.
Dan sê die Vader vanmôre vir jou, daar is hoop. Wat sien jy? Kom kyk of jy dit hierso sien. En dan kom hy, dan kom sê, dit is so mooi vir my hierdie, hy sê, om weer in sy doel te funksioneer, om te verlos, te herstel, herleef, opgerig en gevul te word met die vuur. Jy sien, dis nie net opgerig word, dit is opgerig te word met die vuur. Nou wanneer jy na hierdie goede kyk, en jy begin sien, maar ek wil nie net hê iets moet opstaan nie, ek wil hê daar moet iets gebeur, baie kragtig in hierdie ding wat hier gebeur. As jy 'n plantjie plant, dan verwag jy hierdie tamatie, kom ons vat 'n tamatie, gaan opkom, en hy gaan dra en dra en dra en dra en dra en dra. Ek wil nie net 2 tamatietjies plant nie. Dis daai verwagting wat hier gaan gebeur. En dan sê Esegiel 'n interessante ding. Hy sê, Jahweh, you will know. U ken die antwoord, Abba Vader. Nou vanmôre sit ek en jy hierso. En ek en jy sê, ek weet nie. Ons het dit vanmôre gehoor in die getuienisse uit. Ek weet nie waar gaan daai voorsiening, net u weet. En dit beteken ook, ek weet nie. Daai wat hy hierso gesê het, you will know, beteken, u weet, maar ek weet nie. Ekskuus. Met ander woorde, dit gee erkenning dat Abba Vader alleen alles weet. Wat sê ek vanmôre vir julle? En vir myself. Hou op om beterwetig te wees. Hou op om te dink, me and I, and myself. I will sort it out. Ek gooi dit maar net in. En hy kom sê, deur die soewereinheid en u godheid weet ek, net u weet wat hier gaan gebeur. U is God almagtig Vader, u is soewerein en daarom gaan ek dit nie beredeneer nie. Ek gaan vanmôre hierdie boodskap gebruik om dit deur te druk, want die oomblik wanneer u dit vat, en ek bid dat die saad wat val, die woord sê, wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Ek kan vanmôre hierdie papiere afgerol het en dit vir jou gee, en vir jou sê, gaan lees dit by jou huis. Ek weet, min mense gaan dit lees. Maar wat gebeur wanneer dit in jou inval? Is jy bereid om vanmôre te sê, Abba Vader, ek soek hierdie saad, wat 'n verskil in my lewe gaan maak. En dis hoekom hy met ons kom praat, en hy kom sê vir my vanmôre, net u is almagtig, Abba Vader, u is soewerein, daarom gaan ek dit nie beredeneer nie. As hy vir jou sê, vat hierdie geld en gee dit, vat hierdie en doen dit, of gaan doen dit, moenie dit beredeneer nie, go and do it. Want hy het 'n plan agter dit. Ek praat as dit van hom afkom. Maar ek gaan, en hier's 'n mooi stuk, julle. Ek gaan dit nie beredeneer nie, maar ek gaan neerbuig en u erken as my God. As die een wat alles skaap, as die een wat alles kan maak. En ek sal met my mond proklameer dat u en u alleen is die almagtige God en Skepper. Kan jy sien hoekom het ek dan nou gesê, moenie vir God altyd die skuld gee nie. Wanneer kom ek en in my situasie kom ek en ek kom buig my neer voor hom en ek kom sê, Abba Vader, net u weet. En ek gee dit oor vir u. Abba Vader, ek gaan nie eens probeer om dit te redeneer of om met my eie te doen nie. Ek gee dit oor in u hand. Ek gaan u net aanbid. Ek gaan net voor u neerbuig en u soewereiniteit erken en geniet.
Ek het nie nodig om te bewerk hoe gaan hierdie doodsbeendere, want daai prentjie daar is by mekaar kom nie. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar ek gaan my neerbuig en U aanbid, sodat U vir my kan wys hoe U dit gaan doen. In hierdie proses wat ek preek, kan ek vanmôre vir jou leer hoe om te bid en hoe om reg te bid. Moenie die probleem bid nie, bid die antwoord. Kom voor hom en kom staan en sê, alles is in U hande. En ek gaan net kyk hoe dit gaan gebeur. En wat van my en jou? Wat van my en jou, dat die feit dat ons alleenig staan hier voor Abba Vader en sê, ja ek weet, maar ek wil net gou. Ja ek weet ek moet bid, ja ek weet ek moet dit doen, maar ek wil net gou kyk of ek nie my eie ding vinnig kan doen nie. Soos maar almal skuldig daaraan. En Esegiel kom en hy sê 'n baie mooi ding hier so, hy sê, Jahwe, die feit dat ek U ken is genoeg vir my. Die feit dat ek net U langs my het, is genoeg vir my. Ek kyk nie na hierdie droë beendere nie, want ek kyk na Skepper. Ek kyk na ene wat op 'n stadium na 'n plek gekyk het wat woes en leeg was. En wat net gespreek het. So my situasie hierso, kyk ek net na U, want hier gaan 'n wonderwerk gebeur. Hier gaan iets gebeur, want U gaan dit doen, en U gaan vir my wys. En dan gaan ons na vers 4, en Abba Vader sê, profeteer oor die bene, praat met hierdie bene, Esegiel. Hoeveel keer het ek en jy met jou situasie gepraat? Byvoorbeeld, ek beveel jou in die naam van Jesus, of in die naam van Yeshua, jy sal net regkom. Lewe en dood lê in die mag van die tong. So wat spreek ek? En daarom is situasie in hierdie nuwe jaar wat ons ingaan, gaan ek ook maar weer sê, ek gaan maar hierdie jaar seker uit soos wat ek met hom ingegaan het. Het jy doodgespreek oor jou lewe, oor jou situasie, oor jou kinders, oor jou finansies. So ons moet kom inkom en sê, want hy sê, praat met hierdie bene. Nou profeteer is die woordjie nava, in Hebreëus wat beteken om te spreek. Luister hier so julle. Luister hier. Om te spreek met die leiding en die leierskap van die Heilige Gees. Dis profeteer. Nie die gevaarlikste ding wat ek en jy as kind van God kan sê, is die Here het vir my gesê, ek moet vir jou sê. Pas op daarvoor. Pas op vir die wat dit vir jou sê, en pas op as jy dit sê, dat jy seker maak, Jahwe het dit vir jou gesê. Want hier sê hy vir jou, Nava beteken om te spreek met die leiding en die leierskap van die Ruach HaKodesh, van die Heilige Gees. So wanneer die woord met my praat, wanneer die Gees met my praat, en hy sê, is dit net ek wat hier staan, dan werk die Gees deur my. Dis wat Jahwe met Esegiel kon gedoen het. Jahwe kon daar gestaan het, God kon gestaan het, en hy kon vir Esegiel gesê het, ek wil jou iets wys, staan hierso. Kyk hoe word dit gedoen. En God staan en hy sê, bene kom by mekaar, kom maar. Nee, dis maklik. Maar hy het vir hom kom leer, deur dit dat ek en jy vanmôre hier kan kom staan en kan sê, maar ek, Bertus, die jager, is vanmôre 'n Esegiel. Ek vanmôre wat hier staan, en noem jou naam, jy wat luister, noem jou naam, staan as 'n profeet van God, want ek staan in lyn met hom. En ek sê, ek wil net praat wat hy sê ek praat. En dan gebeur dit. En dis wat hier gebeur. Met ander woorde sê hy vir Esegiel, ek wil nie hê jy moet deur 'n emosie gaan nie. Ek wil nie hê jy moet spreek wat jy dink, Esegiel. Ek wil nie jy moet hier kom staan en sommetjies maak nie. Ek wil nie hê jy moet uit jou emosies praat nie. Al wat wil ek hê jy moet spreek is soos wat die Gees jou lei. So moet jy spreek, Esegiel. So hy kom by hom en hy sê vir hom, nou wil ek jou wys. Wat moet jy sê?
Nou wil ek vanmôre dit sê, dit maak nie saak, hy sê vir Jesegiel, maak nie saak wat jy sien nie, dit maak nie saak wat jy voel nie, dit maak nie saak wat is jou emosie nie. Weet julle dit? Amen. Dit gaan oor wat God se woord en wat die Heilige Gees ons leer en wat die Gees ons lei om te spreek. Dis waaroor dit gaan. So as jy met 'n swaar prentjie vanmôre gesit het, dan word hy al ligter bietjie vir jou. As jy vanmôre hoor wat hy vir jou sê, en hy sê vir jou, ek sal dit vir jou sê. En die woord van Jahwe sê, hy sê, ek weet nie om te bid nie, sal die Heilige Gees die woorde in my mond moet plaas. Dis hoe die leiding van die Heilige Gees werk. Ek weet nie hoe ek moet bid nie, ek weet nie wat moet ek sê nie. Dan sê hy, praat net, ek sal die Heilige Gees die jou laat werk, ek sal die woorde in jou insit, en ek sal vir jou sê wat om te sê. Nou kom ons sit dit saam. Vader sê vir Jesegiel, jy mag dalk dink, wat moet ek profeteer, Vader? Watter woorde? Dan vertel hy vir Jesegiel om te sê, en hy sê vir Jesegiel, spreek tot die bene. Spreek tot hulle dorbene, luister mooi, dorbene, hoor die woord van God. So wanneer jy praat met jou situasie, dan sê jy situasie, droebene, dorbene, hoor die woord van God, wat uit my mond uit gaan kom. Die woord in Hebreëus is die woordjie wat julle almal ken. Shama. Wat beteken hoor, luister en doen. Wat moet jy doen? Hoor, luister en doen. Hoor die woord van God, luister die woord van God en doen die woord van God. Dis wat Shama beteken. So as jy met iemand praat en jy sê vir hom Shama, dan jaag jy hom nie weg nie. Jy sê vir hom, jy gee hom 'n opdrag en jy sê vir hom Shama, dit wat ek nou vir jou gesê het, dit wat jy gehoor het en dit wat jy geluister het, gaan doen dit. En dis wat Abba Vader vir my en jou sê. Ons staan en bid. Vader, my situasie die droopbene, hy sê vir jou gaan Shama. En dis daai Shama wat jy moet gaan doen. En dis wat hy hierso vir my en vir jou sê. Nou is dit nie wonderbaarlik snaaks nie. Abba Vader het nie deur Jesegiel vir die bene gesê, kom gaan staan op en kom by mekaar nie. Ek het dit nou gesê net. Hy het vir Jesegiel gesê Shama. Jy sien, Abba Vader bring Jesegiel van aangesig tot aangesig waar die struktuur van die liggaam geskeur lê. Hy bring hom aan aangesig en hy sien, wat sien jy? Hier is die ding wat jy sien. Hier sien jy die woede, die teleurstelling, die stikkindheid. Weet julle, as jy kyk aan daai prentjie, daar het nie 'n skeleton gelê met elke beentjie nog by hom nie. Hulle het nie grafte oopgemaak waar die bene nog net so lê nie. Nee, geshatter. Verstrooi. Weg. Hoe is die kerk al geshatter vandag? Hoe is mense se lewens al geshatter vandag? Verstrooid, stikkend, uitmekaar uit, geskeur. Kinders wat nie meer hulle ouers sien nie, ouers wat nie hulle kinders sien wat hulle afgeskryf het. Dis waarna Jahwe kom en hy sê vir hom, gaan kyk na hierdie wat jy sien, wat stikkend is. En hy kom en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet hierso kyk wat heel gemaak word, sodat die belofte van die doel geleef kan word. En dan antwoord Jesegiel sy skepper terug en hy sê vir hom, ek weet nie.
Ek wil net die soewereiniteit erken. Maar as baie wat ek en jy staan, hand in die hare, weet nie meer wat om te doen nie. As baie keer wat ek staan, met my hande oop, oorgegee. I surrender, Vader, ek weet nie meer nie. Net U kan. Net U kan dit kom doen. En hy sê vir hom, gaan sê vir hierdie droombeendere, gaan sê vir hulle, gaan hoor die stem van God. Dan gaan kyk ons na vers 7, en Esegiel het gesê. Esegiel staan op, hy hoor wat Jahwe vir hom sê, en hy staan op en hy sê, toe het ek geprofeteer, soos wat dit my beveel was. Niks anders te nie. Die woord hoor baie mooi, soos wat hy beveel was. Nou hoor wat beteken beveel. Beveel beteken afgesonder vir 'n spesifieke opdrag. As ek jou stuur en ek beveel jou gaan doen dit, dan beveel ek jou, ek sonder jou af, ek roep jou om 'n spesifieke opdrag te gaan uitvoer. Dis wat beveel beteken. Nou wanneer Abba Vader jou roep en hy beveel jou om iets te gaan doen, dan sê hy vir jou, ek roep jou, vir jou, om hierdie spesifieke ding te gaan sê en te gaan doen. En dis toe nie jy wat so oulik is nie. Maar jy is gehandpicked, jy is uitgekies, jy is daar gesit om gebruik te word. Nou kan ons sien, waar is die diepte wat ons begin intree in dit wat hier gebeur. En Esegiel doen net dit en niks anders te nie. Net dit. Hoeveel keer wil ek en jy iets gaan doen, dan add ons goede by. En dis my baie mooi ding wat hier staan. Spreek net die woord wat Jahwe aan jou toevertrou het. Spreek net dit. Klaar. Alles wat jy uit, gaan jy dalk afbreek. Net 'n vraag vanmôre, is dit in die kondisie waarin die liggaam van Yeshua is, waarin die kerke is nie, opgebreek in stukkies, duisende stukke. Dink is hulle, het gesê 140 of 142.000 denominasies in die wêreld. Opgebreek. As hulle die pastoor nie like jou vir 'n like die woord en dan loop hulle gestig hulle eie kerk. Al doen hulle dit in 'n garage. En daar's ou wat wil nie af, dit like en dan stig hy weer af en hy begin weer in sy garage. En op 'n stadium dan sit jy met 'n klomp garage dienste elke Sondag opgebreek, geshatter, elkeen wil sy eie ding doen. Dis hoe die liggaam lyk, verward. Elkeen wil sy eie lede tel bou, terwyl hulle dink hulle is besig om eenheid te bring. Klink dit nie bekend nie julle? Plaas van hulle saamkom en sê, kom ons staan saam, kom ons bou 'n eenheid, kom ons staan saam en ons bou die liggaam van Yeshua weer reg. En in vers 7 sê, sodra ek geprofeteer het, die woord van Abba Vader, was daar 'n gedruis, 'n beroering. Hoor jy wat sê hy? 'n gedruis, daar is 'n skudding. Ek is besig om dieper in te gaan, julle. As jy moeg word, staan op, ek sal nie worry nie. Staan op en maak so en gaan sit weer, want jy mag nie dit verloor wat ek vanmôre vir julle bring nie. Die gedruis, daar is 'n skudding, 'n beroering, daar is 'n beweging of verskywing wat begin plaasvind. Nou as ons na die woord geruis kyk, dan beteken dit 'n baie harde stem, en dit beteken hierdie proklamasie wat gedoen is, hierdie donderende stem, wat sê Abba Vader vir ons. Hy sê die liggaam van Christus het genoeg
gedruis gehoor vanaf die hart van 'n mens. Want elkeen het 'n opinie en dit kom van alle rigtings af. Nog nooit so daaraan gedink nie. Daai gedruis, mense begin brom, hierdie goed begin en dit kom van alle windrigtings af. Want die liggaam van Yeshua het genoeg gedruis gehoor vanaf die harte van 'n mens. Mense, ek praat vanmôre met hierdie gemeente. Ek praat vanmôre met myself ook. Ons het genoeg baie keer na mense geluister. Wanneer luister ons na die woord? Wanneer luister ons na die Gees? Want opinies kom van alle rigtings af. Dis amper asof Abba Vader die prentjie wil wys dat die liggaam van Christus het genoeg gehoor van menslike uitsprake en menslike opinies. Dis tyd om te luister na die woord van Jahweh. Dis tyd om te kom luister na die waarheid. Dis tyd om te kom luister na I am. Wat sê hy? Dis tyd om terug te gaan na die root toe, na die woord toe, na die wortel toe en kom hoor wat sê Abba Vader vir my en vir jou. En die woord kom hier so en hy kom sê vir ons, daar was 'n groot geraas gewees. Daar was 'n skudding gewees. Dit was 'n skudding van aanbidding van die mensdom af wat besig is om te gebeur wanneer ons bid, ons sing of profeteer, is daar reg oor die wêreld 'n skudding besig om te gebeur, 'n beroering wat besig is om te gebeur. Om wat te doen? En mense is besig om te bewe voor die aangesig van God. As ons worship en ons sing, is ons besig om in die geestelike riem 'n skudding te laat plaasvind. Ons is besig om iets in te neem. Ons is besig om iets te kom doen. Ons is besig om woorde te proklameer. Daarom sing ons nie net 'n bietjie en gooi 'n tikkie en bid 'n bietjie nie. Jy staan voor die aangesig van die heilige God, wat jy kom worship en in jou worship is jy besig om in die geestelike riem 'n skudding te laat veroorsaak. Daarom wanneer ons worship hierso, ons is nie besig met kompetisies nie. Julle sal moeg gehoor as ek dit sê. Ons is besig om Jahweh te aanbid. Daarom as jy voel jy wil dans en jy wil huil en jy wil in tale praat, dis welkom, dis die plek om dit te kom doen. Dis waar jy in die gees deurbreek. Dis waar Jahweh dalk moet kom en hy sê vir jou, ek wil hê jy moet opstaan en die woord spreek. Wat ek vir jou sê. Nee, gaan maar terughou. Wat gaan die bene sê? Wat gaan hierdie klomp dorbene sê? Maar jy is dalk die ene wat opstaan, wat die dorbene lewe laat gee en lewe laat kry deur gehoorsaamheid. Kan ons sien waarmee is ons besig? Kan ons sien met wat is ons besig om in te kom en te kom sê, wat sê God vir my? En hierby wil ek sê aan alle pastore en dominees en predikers, maak nie saak wie jy is nie. Dis tyd om die waarheid van God se woord te verkondig. Aan alle intercessors, dis tyd om op te staan en die mure in voorbinding te doen en dit uit te roep in gebed. Dis tyd dat intercessors opstaan en bid, dat die aarde skud. Dis tyd om uit te roep oor die struktuur van die liggaam van Yeshua en te sê, luister wat die woord van God sê. Ja, maar Vader, ons vra dit, nee, ja, ons staan en ons proklameer die goed. Ek het nie nodig om bang te wees nie. Ek het nie nodig om te staan nie, ek het nodig om te sê, so spreek God. Jy sien, dit is tyd dat ons vas staan.
Dis tyd dat ons grondgebied inneem. Dis tyd dat ons kan proklameer, dis die God wat ek aanbid. Laat hulle maar skreeu, laat hulle maar sê ons sal die Christene uitwis. Hulle kan ons nie uitwis nie, want hulle sal die vlees doodmaak, maar hulle kan ons gees nie doodmaak. Jy sien, hulle kan maar kom staan teen jou. Maar wat sê hy? Maak gereed. Jy sien die oomblik toe Jesegiel in gehoorsaamheid gespreek het, was daar 'n beweging, 'n skudding en 'n gedruis en alles het in posisie gebeur. Wat is die sleutelwoord hier? Gehoorsaamheid. Toe hy in gehoorsaamheid optree, weet jy, daar's 'n tyd dalk in jou lewe wat God vir jou gaan sê, gaan staan. Moet niks doen nie. Halt, pos. Moses het gekom en gesê, ek sal hier lê. Ek sal nie hier opstaan as u nie saam met my beweeg nie. Ek weier om 'n millimeter te beweeg. Kan jy dit sê? Ja, maar die dinge is besig om te gebeur. Ek moet beweeg. En God sê, sit. Jy sien, dis die gehoorsaamheid. En toe die gehoorsaamheid inkom, het alles in posisie in beweeg. Die gehoorsaamheid kan inbeweeg deur net te sit of nie. Kan dit ook gebeur. En soos wat die bene beweeg, sê Jesegiel 37, het die bene by mekaar gekom, maar hulle het nie op enige plek by mekaar gekom nie. Hulle het by mekaar gekom, daar waar hulle inpas. Nou ek sê baie, die wysvinger het na die hand toe gekom, en die regter ene het na die regterhand toe gekom. Hy het in sy posisie aangekom. Maar as die wysvinger nou gekom het, en hy sommer teen die kop kom vassit, hy was 'n deel van die liggaam. Hy was. Moenie my strei nie. Maar as ek nou met jou praat, het ek vir jou gesê, hey, jy, kom hier, jy. So lyk die kerk, ons is baie keer in 'n verkeerde posisie. Jy is buite jou plek. Dit lyk nie lekker as 'n vinger hier staan nie, ek is nie 'n renoster nie. Hy het na sy plek toe gekom. Beweeg in jou plek in jou bediening in. Beweeg in jou plek waar jy hoort, want jy hoort nie hier nie, jy hoort hier. En dis wat hy sê, elke been na sy plek toe. Wat vir my wonderlik is, die bene het nie in 'n plek gegaan van 'n ander hand nie, of 'n ander liggaam nie. Hy het na sy liggaam toe gegaan. Die wonderwerk daarvan. Elke been na sy been, sê die woord, as jy hierdie gaan kyk, na mekaar toe beweeg, dan beteken dit om nader te kom, om in teenwoordigheid in te kom. Hoor nou hierso, om gereed te maak, om 'n standpunt in te neem. Toe ons in die weermag gewees het, en hulle gesê, line up! Had jy gehardloop vir jou plek? Jy het geweet waar jy staan. Ken nog hy ding, ne? Kyk, jy skuif vorentoe, reguit lyn, op jou plek, in jou posisie, daar waar jy hoort. En so kom die Gees van God ook, en hy sê, in jou posisie in, maak gereed om 'n standpunt in te neem. En die bene het nader gekom, elke been aan sy been, en elke been op die regte plek van die liggaam en die struktuur. Die eerste ding wat gebeur het, toe Jesegiel gespreek het en geprofeteer het, was die herstrukturering van die liggaam. Jy sien die oomblik wanneer jy met jou posisie praat, met jou omstandighede praat, is jy besig om 'n struktuur in te stel. Kan amper vanmôre sê, as jy in 'n nuwe besigheid ingaan, het hulle jou baie keer ingebring en gesê, ek wil hê jy moet die struktuur weer instel. Jy gaan baie ouens fire, of jy gaan baie ouens uithaal en hom in 'n ander plek sit, want hier waar hy sit, hy's op 'n verkeerde plek, vinger is vir die kop. En daarom is dit wat hy sê, om daarin te kom, en te kom sê, maar wat is besig om te gebeur? Daar is 'n herstrukturering van die liggaam wat plaasvind in die tyd, en 'n herstrukturering in die liggaam van die Messias,
wat teruggaan en gerestoreer word. Jy sien, hierdie stukkie wat ons gelees het was 2-3 minute. Maar dit vat 'n tyd om dit te kom deurwerk, verwerk, insink en kom sê, wat is God besig om vir my en jou vanmôre hier te sê? Dit wat weg is, roep dit by, bring dit in die struktuur in, om gerestoreer te word, om iets te doen. En ek wil 'n belangrike ding hierso sê. Daar is 'n shifting in die gees. Daar's iets wat besig is in die gees om te gebeur terwyl ons hier sit op vanmôre. Daar is nie meer tyd vir godsdienstige debatte nie. Of argumente nie. Dis tyd dat ons kom en die enigste God erken en hom te dien. Dis tyd om te kom op 'n plek wat jy kan sê, ek wil in my posisie inbeweeg waar hy my wil hê. En om die almagtige God te erken. Dis waar ons moet begin beweeg. Ek moet nie meer begin wonder, is ek op die regte plek nie. Ek moet weet ek is daar en ek moet my funksie kan kry, want Jahweh het jou daar gesit. En hy het vir jou gesê, tree op. Nou luister hierso, Abba Vader is besig om sy krygers van geloof saam te roep na die voorste linies. Om wat te doen? Hulle wat wandel in die geloof, hy is besig om hy krygers wat in geloof beweeg in te roep. Dis tyd om die gawes wat God vir ons gegee het uit te stort as 'n diensoffer aan hom. Wat is jou gawe? Julle gaan sien, in hierdie komende maande gaan ek dalk miskien net 1 of 2 keer preek. Want hier sit mense in die Bybelskool wat gaan begin preek. Kylie en Elbie, hulle gaan preek. Want tot Alicia gaan preek. Hulle gaan hier kom sit, want hulle gaan in hulle posisie ingesit word. Want hulle moet hier begin en hulle moet begin preek en hulle gaan die woord bring. En ek wil vir julle vra vanmôre, in die naam van die Vader, kom hoor wat hulle sê. Moenie by die huis bly nie. Ons gaan dalk nie uitsaai nie. Want Abba Vader het dalk miskien vir een van hulle 'n woord wat hy nie vir my het nie. Wat hy vir hulle sê, kom bring dit. Want hy het Jesegiel gestuur en hy het gesê, gaan preek dit wat ek vir jou sê. Jy kan dalk net mis. So dis nie net te sê dis hulle nie. En julle ken my hierso, ek het baie gesê, as iemand opstaan en hulle het werklik 'n woord van Abba Vader af, is ek die ou wat gaan sit, want Jahweh het gepraat. En ek moet submit. Ek is nie die nek van die plek nie. Dis nie my plek die nie, dis God se plek. Dis nie my mense hierdie nie, dis sy mense. En wanneer daar 'n woord uitgaan, wanneer God praat, dan moet mens submit. En ons sien dit toe Samuel met Eli gepraat het. Want Abba Vader is besig om sy krygers bymekaar, en hierdie ding is besig om in my te werk. Hy's besig om sy krygers op te roep en te sê, kom, ek soek julle. Kom, julle moet kom woord praat. Ou Paulus sê, by hierdie tyd moes julle almal al leraars gewees het. Nie net een nie. Ek roep jou te kom, die ratte moet begin verander. En ons is besig om in aksie in te neem, soos wat die weermag van God in beweeg. Ons moet die aksie neem, want hulle wat in geloof wandel, word gemobiliseer vir hierdie tyd. Ek het geweldig baie sleutelpunte al vanmôre aangeraak hier. God roep ons bymekaar, sodat 'n weermag kan opstaan, om die geveg te kan veg. Jy is nie hierso om 'n sitplek warm te sit, en net te hoor nie. Jy is hierso om aan te meld vir diens, en te sê, waar is my posisie?
Dis nie hier nie in God se weermag. Om terug te gaan na die manier van hoe Jahwe dit ontwerp het. Hy is besig om die bruid voor te berei vir die bruiloft van die lam. En 'n liggaam van wat in gehoorsaamheid wandel met Abba Vader is baie belangrik. Want ek dink ons moet pauze vat en aangaan. Ek glo ek verveel julle nie vanmôre nie. Want jy sien, wanneer ons besig is met die intensiteit van God, kan ek dit nie in 'n halfuur aframmel nie. Ek sal dit ook nie uitrek in 4 ure nie. Maar om te kom sê, wat is besig om te gebeur? Jy sien, dit is waarom ons besig is om die woord oop te breek, om te sê, wat sê Abba Vader vir my? Nou vlees beteken, toe die vlees oor die bene kom, beteken dit beteken mensdom, hierdie liggaam, die vlees wie ek en jy is, om hierdie houer of dop waarin ons leef, met ander woorde, die mensdom vergader saam. Nou hy kyk en hy sien seënings oor hulle. Vlees het ook 'n vel. Vel beteken or in Hebreëus, om naak te wees. Met ander woorde, skares van mensdom, en hier is 'n ding wat ek nou net aangeraak het. Skare van mensdom wat staan, wat vergader is, wat naak is in die teenwoordigheid van God. En dit beteken hierdie prentjie van eenheid in Yeshua. En daardie prentjie, beteken daai naak, beteken nie van hoeveel mense dit is nie. Dit beteken van die diepte, die gees wat daarin is. Want 'n byeenkoms kan steeds 'n samekoms wees, maar steeds naak wees voor God. Nou, 'n ding wat ons moet gaan verstaan is, 'n eenheid is nie altyd 'n eenheid in God nie. Want 'n klomp mense kan saam staan en dit kan niks, daar kan geen gees wees nie. Daar kan net 'n gebabbel wees, maar geen gees nie. Want jy sien, toe hulle daar so lê, toe was daar geen gees oor hulle nie. Jy sien, en toe kom hulle in Abba Vader kom en hy sê vir hom, die woord asem, hy sê, hy moet asem en hulle kom inblaas. Nou die woord asem, 'n gees in Hebreëus beteken ruach. En toe dit ingeblaas word, was daar lewe in hierdie mense gewees, in hierdie lyke, in hierdie liggaam wat daar gelê het. En toe dit begin gebeur, was daar 'n vorm van godheid wat besig was om op te staan. Dis wat ek vanmôre hierby gesê het, daar kan net krag wees, en daar kan net 'n salwing wees, wanneer die gees van God teenwoordig is, nêrens anders nie. Ons kan sing, dat ons stemme weg is. Ons kan dans, dat ons stemme weg is. Ons kan die musiek so hard sit, so sag sit, maak nie saak wat nie, maar as daar nie 'n salwing is nie, beteken dit niks. En dit is wat daar gebeur het, toe dit daar lê, en al die beendere lê daar, vel is daar, senings is daar, vleis is daar, was hulle dood. Maar toe die gees inkom, toe word hulle lewendig. Want die gees wat lewend maak is Johannes 6 vers 63. En Abba Vader is gees, Johannes 4:24, 2 Korintiërs 3:17 sê, die Here is die gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Hoor, dit is my onderstreep, maak 'n nota daarvan. 2 Korintiërs 3:17, waar die gees is, waar die ruach is, daar is vryheid. Wanneer sy gees hier by ons is daar vryheid, daar is niks iets anders te nie, want dit is hierdie wat ons kom soek.
Jy sien dat dan, as ons na vers 9 en 10 kyk, begin hy profeteer in die wind van die Gees, met ander woorde, hy spreek tot die asem, die Ruach, die Heilige Gees, die Gees spreek, en hy sê, kom aan, uit die 4 windstreek uit, jy sien weer, Esegiel spreek, Jahwe sê vir hom spreek, hy kom en hy sê, kom uit, dit beteken, daardie alomteenwoordigheid van die Heilige Gees, van alle kante af kom het, 4 windstreke, kom hulle in, dan sê hy, blaas in die dooies, dat hulle lewendig kan word, hierdie dooies wat beteken, om vernietig te wees, buite beheer, hand uitdruk, dan sê hy, toe het die Gees in hulle ingekom, en hulle het lewendig geword. Ek begin klaarmaak, ons het begin met jou doodsbeendere, ons begin eindig, en ons sien, hoekom is hulle dood? En hier begin ons sien, wanneer die Gees in dit ingekom het, het dit begin lewendig geword. En op die voete gestaan, 'n magtige weermag geword. Daar is tyd, dat die liggaam van Jahwe opstaan, in gees en in waarheid. Dit is tyd dat ek en jy opstaan, in gees en waarheid, gees geïnspireerd, woord geïnspireerd. Jy kan maar 'n lid word van die AWB. Altyd woord bewus. Daai AWB. Woord. Die Gees inkom. En dit is tyd dat die liggaam inkom en kom sê, kom blaas die asem in my in. Dis tyd dat predikers weer onder die salwing van God kom en onder die Gees gaan begin vloei en kom sê, dit is wat Abba Vader vir my sê. Hoeveel bedienaars lê nog in afsondering voor God se oë en voor God se aangesig eintlik vir die woord wat hy moet bring? Hoeveel mense kan nog sê, ek het gehoor by God wat hy vir my sê om te sê. Nie om te sê, maar ek kan nie hierdie woord spreek nie, want die manne gaan loop wat die geld gee. So what? Amen. Laat hulle loop. Laat Mammon dan gaan. Want wie is die provider? Hy sê, as jy gehoorsaam is, sal ek in jou voorsien. Jy sien, en daarom is dit waar ons met kom praat, wat die waarheid is. Die waarheid sny. Die waarheid maak jou vry. Hy sny tot in die been in. En hy sê vir jou, ek sal dit doen. Jy moet dit sny. Spreek die woord wat ek vir jou sê. Jy sien, daarom sê hy, ek wil hê dat daar 'n eenheid binne daai eenheid moet kom. Dit is die gevolg van die mense, dit is nie van getalle van mense nie, daar is 'n eenheid, want die Gees is 'n eenheid. Dis wat ons moet doen, is daar eenheid in jou huwelik. Ons praat nie net van die kerkie vanmôre nie, is daar eenheid in jou gesin, is daar eenheid in jou familie, is daar eenheid in jou besigheid. En dis wat hy kom sê, dis wat hy kom sê, dis tyd dat die bruid opstaan as 'n weermag van God. Dis hoekom ek gesê het, vanmôre is hierdie woord vir ons, vir my en jou. Wat gaan jy maak? Wat gaan ons maak? Is 'n woord wat ingegraveer moet word in my en jou, wat nie net die jaar mee saam gaan nie, maar wat jou lewe saam met jou moet gaan, wat jy gaan sê, hierdie droogbeendere gaan weer kom, en ek moet in dit inspreek. Amen. Maak ek baie keer 'n grappie, I feel it in my bones. Maar ek voel dit, ek voel die krag in my bene, ek voel die krag wat besig is om deur te werk. En die woord van God sê, die mense, die meeste mense gaan God verwerk, net soos in die dae van Noag. En julle, ons kan dit maar kyk, dis besig om te gebeur. Abba Vader roep ons, want die tekens van die tye is nie op pad nie. Dis al reeds hier. Ons is klaar besig met dit. Ons moet dit verstaan, droopbeen en teenwoordigheid van God word 'n prentjie van hoop en nie van neerlaag nie. Dis iets baie positiefs. Jou droopbeendere in jou lewe is 'n teken van hoop, nie van nederlaag nie.
Want wanneer dit daar is en God roep dit op, dan is dit 'n kragtige getuienis. Dis 'n kragtige hoop wat besig is om plaas te vind, want dis wat God gedoen het. En dis wat mense gaan sien, maar wat is hier besig om te gebeur? As jy vanmôre afgemat voel, as jy vanmôre hier sit en jy dink of jy luister hierdie woord, en jy dink, daar's nie hoop vir my nie, daar lê net 'n klomp dor bene, wat gaan deur jou hart? Dink jy dat hierdie dorbene jou lewe kan lewendig word? Wat ek vanmôre vir jou sê, sit dit binne in die teenwoordigheid van I am. Wees soos Jesegiel, ek weet nie, Abba Vader, net U weet. Ek weet nie hoe gaan hierdie goed realiseer nie. Net U weet. Iets niets wat besig is om te gebeur. Is nie 'n nederlaag nie, is hoe jy daarna kyk. Die deurbraak is daar. Jesegiel kyk en hy sien die doodsbeendere wat ook 'n plek van vernuwing en restaurasie is, om geboorte te gee aan iets niets. Julle asseblief luister mooi wat ek vanmôre vir julle sê. Jou situasie is 'n plek en oomblikke wat besig is om nuwe geboorte te gee. En dit waarmee jy besig is. Is nie verby nie. Nuwe geboorte. Abba Vader kom en hy sê, moenie hierdie oproep mis nie. Waar die koning van al die konings met jou praat en hy vir jou wil sê, ek wil jou uitrig. Ek wil jou oprig. Ek wil jou uithaal. Ons kyk wat hy vir ons doen. En hy sê ook vir Jesegiel, hy sê, dit is wat jy moet doen. En laat my toe om my asem in jou in te blaas. As ek hier besig is om klaar te maak, is ek besig om vir jou dan die volle antwoord te gee. Laat my toe om die asem in jou in te blaas in elke droë area van jou lewe. Elke droë area van jou lewe. Laat my net toe om dit te doen. Vanmôre kom Jahweh na elke ene wat hierdie woord hoor. En jy wat daar sit en wat luister, waar jy ook al is. Jy staak miskien gesê, ek sien dit nie meer nie. Is daar nog net een hoop. Laat toe, dat die Heilige Gees in jou inblaas. Dis wat hy sê. En jy sal lewe. Want Abba Vader kom en hy sê vir Jesegiel, ek bring die Gees in julle, sodat julle lewendig kan word, en jy sal lewe. My boetie, my sissa, jy kan maar weer tot bekering kom. Jy kan maar weer opnuut by hom kom en vir hom sê, vul my net weer met U Gees. 'n Pastoor kan dit nie doen nie. 'n Mens kan jou nie vul nie. Moenie dit glo nie. Net God kan jou vul. Jy kom staan voor hom, sê, en ek gaan net neerbuig in die nederigheid, U soewereiniteit erken. Vader, blaas net weer. Ek wil regtig vanmôre, ek wil dit regtig net daar kom sê, om net weer te kom sê, hierdie lied wat ons gesing het, I bow down on my knees. Wanneer laas het jy werklik op jou knie gaan staan, met jou hande in die lug, en net gesê, Abba Vader, restoreer my. Kom maak my heel. Voornemens baie keer van 'n nuwe jaar is ek wil soveel en soveel gewig verloor. Ek wil ons slaag raak van die onwettige aanbouings. Maar wanneer wil jy ontslae raak van onwettige lote wat uit jou uitgesprei het? Wanneer wil jy toelaat dat God die snoeiskerf vat
en al die looitjies afsny wat die sap keer sodat jy die vrug kan dra. Wanneer wil jy voor Abba Vader kom staan en kom sê, vat hierdie droë bene wat my aftrek en maak dit lewendig sodat ek kan begin beweeg. Wanneer kan ons voor hom kom staan en kom sê, maar Abba Vader, hierdie 2026 wil ek hê iets anders te moet begin gebeur in my lewe. En ek wil vanmôre vra, kind van God, is jy gereed vir dit? Is jy werklik gereed om te kom staan en te kom sê, maar hier staan ek, restoreer my, kom vul my met die Gees, kom maak my nuut, bring my in die posisie waarin ek moet wees, sodat ek die volle potensiaal kan gebruik en U my in my volle potensiaal kan gebruik. Vader, bring my op 'n plek waar ek in aangesig tot aangesig met U kan verkeer. Om te kom staan en kan sê, ek kyk na U. Ou Dawid het gesê, ek slaan my oë op na die berge, om daar te kom staan en gaan sê, U wat alles is, U wat alles het, U wat alles kan doen, U wat alles kan bewerkstellig. Vader, gebruik my om hierdie droogbeendere in hierdie huwelik of in hierdie situasie te kan inpraat. Gebruik my. Sodat die krag van God deur my kan werk. Daarom is dit nie net vir pastore en dominees, dis vir elke een van ons. Wanneer die krag van die Heilige Gees deur jou beweeg, maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jou kleur is nie. Maak nie saak wat jou stand is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak nie. Wanneer God jou roep en hy kom sit jou deur, dan sê hy vir jou, ek sal jou vat. Die mense sal jou minag, maar ek sal jou hier sit. My krag sal deur jou werk, want so spreek ek. Spreek jy net, maak jou mond oop en praat, ek sal laat dit gebeur. Jy sien wat ons kom staan, baie keer is ek 'n droogbeend. Baie keer staan ek verdor, want ek het nie die Gees van God in my nie. Ek staan op 'n plek wat ek nie weet meer wat om te doen nie. En ek is klaar met my preek, nou praat ek net uit my hart uit vanmôre met die kerk, met my en jou. Waar is jy? Waar is ek en jy? Waar staan ons in hierdie jaar? Gaan ons eindig hierdie jaar waar ek begin het? Hoekom gaan ons begin waar ek verlede jaar geëindig het? Vader, ek staan, ek weier om hierdie droogbeendere verder te sien. Ek spreek in dit in. Want die Gees van God gaan my vrymaak. Die Gees van God gaan my gebruik om hierdie ding om te draai in iets positiefs. Is in die oomblik wanneer ons die woord van God lees. En ons lees hom maar net om te lees en te sê ek het iets gelees, maar wanneer ek die woord begin oopbreek en ek kom sê verduidelik my, praat met my. Want jy sien, baie keer sit ek ook as 'n droë gees, want ek het nie, ek dink ek het dit. Ek het my eie gees waarin ek werk. Daarom is dit waar ek en jy moet kom en ons moet kerk toe kom, ons moet na die samekoms, ek praat maar kerk, na die samekoms toe kom, gevul met die Heilige Gees. Moenie wag dat die sang jou val nie. Sang kan jou nie val nie, jammer. Moenie wag dat mense jou opcharge nie. Ek weet ek praat dalk miskien nie die regte ding hier vanmôre nie. Moenie laat die musiek jou lewendig wil maak nie. Jy moet lewendig inkom. Jy moet vol van die Gees inkom. In jou huis moet jy gevul wees van Here, wat gaan ek doen? Nie my woord wat ek gaan ontvang vanmôre by die kerk nie. Nie dit wat vir my gaan gegee nie. Ek hoop iemand gaan vir my profeteer vanmôre. Nee. Wat gaan ek profeteer? Here, gebruik my. Werk met my, gebruik my om U vanmôre te kan bewys. Jy sien, dit is waar ek en jy moet wees.
Prys die Vader. Jesus, vul hierdie Prys die heilige tempel met u teenwoordigheid, Here. Groot is die skepper van hemel en aarde, Here. Vader, Jeremia het gevra, Jeremia het gekom sê, Here, hier is ek, stuur my, Here. Yes. Vader, ek bid, Here Jesus, dat u heilige salwing op hierdie tabernakel sal rus, Here, my God, Here. Ons is hier om onderdanig te wees onder u, Here. Daarom spreek ek ten elke dorp en in my geliefdes se lewe, Here. Rabosia en Rabosheterikanda Rabosaya. Arise and shine, for your time has come. Let your face shine upon your children, Father God, in the name of Jesus. Here, ek roep elkeen, Here Jesus, in posisie, my God. Laat die vuur, Here Jesus, neerdal, my God, Here. Ek is net u dogter, Here, maar ek is hier om te submit, my God, en te sê, so sê die Here, Here van die leerskare, elke dorp en sal lewe in die naam van Yeshua. Rabasaya rikanda rabosete, elke misgeboorte en misoes sal tot herlewing kom, sê die Here, Here van die leerskare. Geloof sy die Here, dag na dag draai ons. Dankie Jesus, ek loof u. You are my everything. Dankie Here. Yes. Praise God. Dankie Jesus. Sien wanneer die gees van Abba Vader beweeg, kan ons nie meer stil sit nie. My hart, my woord, ek is klaar, my woord vanmôre aan elke ene wat hier luister. As jy daar kan sit waar jy sit en jy kan sê, gebruik my. Om te spreek. Profete kan nie leer nie, hulle word geïnspireer deur die Heilige Gees. Wanneer ek my beskikbaar stel, en ons het gehoor wat beteken om te profeteer, afgesonder vir 'n spesifieke woord vir 'n spesifieke tyd. Ons kan vanmôre kom en sê, Vader, gebruik my vir spesifieke tye. Maak die saakie daar waar jy is. As jy op die plek waar jy in 2026 kan ingaan en gaan sê, maar ek wil die eer en ek wil die loof en ek wil die prys. Is dit wat ons vanmôre kan vra? Abba Vader, ek bid vanmôre dat U wat van die begin tot die einde dieselfde is. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Jahweh, die een wat met Jesegiel gepraat het, is Jahweh wat vanmôre met elkeen van ons praat, wat met Bertus praat. Die naam wat ek vanmôre kan noem, my naam, is die ene wat U mee praat en te sê, wat sien jy? Kan ek die verskil maak? En U sê vanmôre vir my, jy kan, deur gehoorsaam te wees aan my woord. En net te doen wat ek vir jou sê. En ek wil vanmôre kom vra, spreek Here, want U diensknegt luister. U diensmaagd luister. Gebruik my as die mondstuk wat in doodsbeendere gaan inspreek en inpraat. Nie om getalle te bou nie, maar om siele te wen. Om mense in te bring, sodat hulle diensbaar kan wees in U werk.
En ons eer dit vanmôre. Mag die vrede van Abba Vader met julle wees. Mag sy aangesig oor julle skyn. Mag sy liefde julle toevou. Mag sy vrede julle omvou. En mag hy elkeen van my en jou kragtig gebruik in hierdie tyd wat voorlê om sy werk te kan doen. Mag hy my en jou gebruik sodat die wêreld kan sien wie is Jahweh. Wie is die God wat ek aanbid? Dat hulle knie voor hom ook sal buig. Ek bid dit vanmôre in die naam bo alle name, Yeshua. Amen. Ek wou nie gesê het nie, maar ek gaan nou sê, en het pas by die preek. Ons het 'n groep, sissiesgroep, ons is 5 op die groep. En gister het ek maar so 'n ding leer met musiek. En dadelik toe ek sommer onstuimig en ek vra nou wat gaan nou hier aan? Nee, sê dit is nou hoe jy bemarking doen. Toe sê ek vir ek stem regtig nie saam met dit nie. Toe kom dit nou uit, daar's 'n robot wat berading doen en depressie help. Jy betaal 'n bedrag geld. Dus sê vir een sussie, jy stuur die goed in rond, jy stuur goed rond van wat julle predikant alles sê, nou wat nou? So ek is 'n partypoeper.